Môre sê dis woensdagoggend kuiertyd. Die naweek was die eerste F1 wedren. En ja, wat ons vermoed het gaan gebeur, het gebeur. McLaren het goed gewen. Red Bull en Mercedes en Ferrari is baie naby aan mekaar. En op 'n nat baan het Max bewys dat hy regtig goed kan doen onder daardie nat omstandighede. Ek sal hierdie wedren onthou om ander redes. Dit wat my aan die hart gegryp het, was dit wat gebeur het met Isaac Hadjar. Dit is 'n Franse renjaer, 'n jong man, as ek reg onthou, 18 jaar oud. Dit was sy eerste geleentheid waar hy dan nou as 'n Formule F1 renjaer aan 'n wedren deelneem. Die hartseer is in die opwarmingsronde, die formation lap, het hy in die muur vasgery. So voor hulle nog weggespring het, was hy uit die wedren. Did not start, DNS. Is amper soos iemand wat cricket speel en 'n golden duck ry. Daai eerste bal wat jy moet trotseer en jy's uit. So stap hy terug en sy spankuipe was amper aan die einde van al die kuipe. So hy moet by almal verbystap. En die skouers hang, hy het sy helmet opgehou, en jy kan sien hy's besig om te huil. En toe hy by Ferrari se kuipe verbystap, toe kom Anthony Hamilton, Lewis Hamilton se pa uit. Hy sit sy arms om hom. Hy hou die jong man vas, en jy kan sien, hy praat met hom. En agterna hoor ons van die dinge wat hy vir hom gesê het, is dat hy's begaafd, hy het talent, hy moet verder stap, maar hy moet nou sy kop optel, en hy moet regop in 4 stap, en hy moet weet, dit sal beter gaan, hy sal terugkom, en dit sal goed gaan, want in die oefenrondes, die free practice rondes, was hy van al die jong renjaars, die een wat die beste gedoen het. Dit het my teruggevat na ander wedrenne oor die jare. Veral die waar Lewis nie goed gedoen het nie. En as hy dan in die kuipe gekom het, wie het vir hom gewag? Sy pa Anthony. Wat het hy gedoen? Arms om hom. En al is Lewis Hamilton waarskynlik die goat van F1, the greatest of all times, as sy pa se arms oopgaan, het hy teen hom gaan staan, sy kop op sy bors gesit, keer vir keer. En dan het Anthony hom net vertroos. Anthony sê, die oomblik toe hy sien hoe hierdie jong kind afgestap kom, sy liggaamshouding sien, het sy vaderhart het gesê, ek moet hom gaan vashou. Ek moet met hom praat, ek moet hom troos. Nou ja, uiteraard verlang ou self terug na jou eie pa, 2 paas. Daai arms het jy nie meer nie. Maar ou se gedagtes gaan verder en jy besef, maar daar's ook ander arms wat die Here oor jou pad stuur, wat daai rol vervul. Maar die belangrikste is, veral in die seisoen waarin ek is nou die pa, die arms, wat moet vashou, wat moet troos. En dis my hart, my vaderhart, wat in beroering moet gaan as ek dit sien, as ek nood sien, as ek hartseer sien, as ek teleurstelling sien. Ja, en dit geld vir moeders ook. Ek is seker as dit Hamilton se moeder was, sou sy dieselfde gedoen het, ook die arms omgesit het en waarskynlik 'n ander boodskap, of dieselfde boodskap in ander taal verwoord het. Want dis die wonderlike, die Here maak mamas en papas anders, maar 'n vaderhart en 'n moederhart sit 'n vader en 'n moeder se arms in aksie. En dit vat ek weg van hierdie Grand Prix, en dit deel ek graag vanoggend met jou. Ek en jy het arms, ek en jy het 'n hart, ek en jy ervaar dinge. Maar wat ek die naweek gesien het, is dat hart en arms altyd saam moet werk. Die oomblik as ek iets ervaar in my hart, moet ek my arms in staat stel om dit wat ek beleef, uit te leef, te gaan doen. Here, dankie dat u arms op my lewenspad altyd daar is. Soms in die gestalte
van 'n ander. Here, manlik of vroulik, U stuur hulle oor ons pad, wanneer ons dit so nodig het, om net vir ons daar te wees. Dankie Here dat ons die voorreg het, om ook soms U arms te wees in hierdie wêreld. Ja Here, lei my om te sien en te hoor, waar en wie U arms nodig het, dat ek dit vir U kan wees. Dankie vir daardie genade, Here. Amen. Uitdaging vir die week. Ons het die naweek wat kom die voorreg om almal by mekaar te wees. Kinders, kleinkinders, seuns, dogters, kleindogters. En ek kan nou nie wag nie. Ek kan nie wag om hierdie naweek arms te gee, maar ook arms te ontvang nie. Ek wil hierdie naweekie meeste maak om my seuns en my dogters te druk, my kleinkinders op my skoot te tel en hulle vashou. Al 4 van daai kleindogters. En vir Mariaan ook. Maar ek kan ook nie wag in daai oomblik om hulle arms te voel nie. En ek wil jou uitdaag hierdie week, of dit iemand is vir wie jy lief is, of dit sommer maar net 'n kollega is, 'n goeie vriend, vriendin, stap na hulle toe. Gee hulle 'n reservelose druk. Sê vir hulle, die Here is lief vir jou. Maak nie saak wat aangaan in jou lewe nie. Het sal reg wees. Loop regop. Tel jou kop op. Kyk die lewe in die oë. Jy is goed genoeg, die Here het jou gemaak. En in daai oomblik ervaar hulle arms. Want die Here gee dit vir ons. Kom ons geniet dit. 'n wonderlike week.